hoe ek voel, hoe ek nou voel, ek wil opstaan of nie. Iemand nodig die woord. Iemand nodig Jesus. Iemand moet hoor dat daar is nog 'n God wat jou omstandighede kan verander. Dit gaan nie meer oor my nie hoof. So wat ek voel, dit gaan nie oor wat ek voel nie. Dit gaan oor wat ek weet. Ek weet as ek nou opstaan dink dat 'n ketanga naar 'n hoofseun sal word van Gamdel Hoërskool. Wie kon dat 'n man se val, 'n koninkryk se bou of 'n koninkryk se val lê in die meisies. Ons try nie ons resistance. Die Here, die duiwel kom by Jesus en hy sê as jy die seun van God is, verander hierdie klippe in brood. Here, om mense te inspireer, mense te beïnvloed, my Vader Here, en om vir mense te wys, Here, dat 'n beter lewe kan kom, my Vader Here. Here, my Vader Here, dank. Hello guys, welcome back to Big Name Media. Welcome to my channel. Today I have a very special guest here today. Very important guest as well. As far as I'm concerned, very important. Gino Du Plessis. Almal ken hom as Gino. Baie inspiring young man. Baie motivational. Sanger. Multi-talented young man. Which is a privilege actually vandag om hom hier te hê in ons midde. So Gino. Hof. Wat sê jy groot naam? Ek is alright. Goed as op die troon. As die Here op die troon is, dan is ek nog alright. So terwyl hy nog daar is, het ek geen ander keuse nie. But it is well with my soul. Is goed om te hoor, is goed om te hoor. Dankie dat jy vandag tyd uitgekom het om hier saam te sit, man. Dankie hof, man, is 'n eer. Is 'n eer, 'n voorreg om jou hier te hê. Is baie groot voorreg. Al nou vir 'n geruime tyd hou ek jou dop, sien ek jou wat se werk jy insit. Werk van die Here wat jy doen en is inspirerend, man. En vir baie mense buite beteken jy baie. Regtig, want vir my persoonlik en ek kan vir jou persoonlik sê dat jou woord lig my baie tye in die tyd van donkerte lig jou woord my en is 'n groot voorreg vanaand dat jy uitgekom het om saam met ons te gesels, man, regtig. Sê ons 'n bietjie, wie is Gino Du Plessis? Voor ons te verder gaan en af van die pad af. Ek wil ons moet lekker gesels vandag. Ons moet vrolik wees en ons moet net 'n conversation net, man. Ja. Ons moet twee ketangenaars. Ons van Helenville. You understand? Wie is Gino Du Plessis? Ek dink om clear te wees met u hoof. Die antwoord wat almal verwag ek sou sê is ek is maar 'n niemand gered deur genade. Maar ek dink ek is maar 'n jong man wat streef na 'n beter lewe. Wat streef om alles net om vir jong mense te wys dat kyk ons maak dinge deur, ons kom deur baie dinge, but hier ons so 13 of 10 jaar of 5 jaar gelede sou ek vir gesê dat ek is Gino Du Plessis. Ek is ek was hoofseun van ek sou al my achievements sou ek gewys het, but ek is Gino Du Plessis. As jy na my kyk, moet jy Christus kan sien. Ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van God leier en dit is wie Gino Du Plessis is, nederig, baie goal driven, mal oor die dinge van die Here. En my hart is net vir jong mense, my hart is vir die koninkryk van God. So dit is wie ek is, jy sal my seker moet leer ken om te weet wie ek is. Ja. Maar die is wie ek is, man, die is wie ek is. Pragtig, prys hom. Gino, sê my, bly jy al die tyd in Helenville? Of is jy oorspronklik van Helenville? Ek was, so, my storie is 'n bietjie baie snaaks, maar okay. Ja. So ek het opgegroei in Eybekstraat. Okay. Ek is gebore in Eybekstraat en single ouer, obviously. Soos die stereotypies gaan van ons in Ketanga. So ek is gebore in Helenville in Eybekstraat en toe moes ons trek Gramstad toe. Gramstad gekom, toe blyk in die army base saam met auntie. Na dit trek ons uit die army base uit, trek ons weer Ghost Town toe. Die Kussenstraat in Gramstad, die Colored area. Uit Gramstad uit toe trek ons weer af Port Elizabeth toe. So ek het baie rond gebly. Tans toe ons kom in Port Elizabeth toe trek ons 'n bietjie baie rond. Ja.
So ja, maar ek is gebore in my naalstring lê in Helenville, Port Elizabeth. So ek is basically van Port Elizabeth. Goed om te hoor. Sê my waar jy skool gaan? Laerskool en hoërskool. Laerskool en hoërskool. Laerskool, my laerskole was Hillcrest Premier, Grahamstown Primary, Papenkill Premier en hoërskool Calvindale Hoërskool. Lekker. Sê my jy is nou op 'n baie publieke, jy like ek sal sê jy's 'n publieke figuur. As baie mense wat opkyk na jou, as baie mense wat jou follow op social media, mense wag wanneer jy iets post, mense soek hy boodskap. Sê my, was dit iets wat natuurlik gekom het vir jou? Like om jy preek ook, jy preek ook, jy motivate ook, ek bedoel jy's in die public eye. Was dit iets wat van kleins af aangekom het? Was dit natuurlik vir jou gewees? Dit was maar altyd in my in. Okay. But soos ek opgegroei dink ek dit was natuurlik aan nie. Dit was altyd maar weggesteek. Ja. So die Bybel Salomo skryf, hy sê, it takes a painful situation to make us change our ways. But vir my was dit net dat ek het God ontmoet deur ook video's te kyk. Ja. En laat in die aande YouTube video's te kyk en toe sien ek hierdie manne wat so motivation te sê, Here, ek wil ook eendag soos. Ja. Verstaan nie, ek wil ook eendag so wees en dit is in my in. Dit was naturally, maar dit was ook nie naturally, want dit was ook like weggesteek in my in. So, but ja, ek kan dit explain of, maar dit was van net af van geboorte af. Die develop soos die tyd aangegaan het. Dit het gebou. Ja. Ek sal sê dit het gebou, ja. Dit gebou. Sê my waar jou eerste ontmoeting gekom met die Here waar jy nou regtig gesê het hier is die omkeer of hier is wat ek gaan nou vandag gaan ek die verhouding bou. Die vergeet nooit jou eerste liefde vir die Here nie. Ek het een aan, ek was by die Here af en aan. Ek was by die Here, maar ek was nie in die Here nie. En ek kyk hierdie sermon, was baie mal oor Stephen Furtick, pastoor van Elevation Church, en ek kyk hierdie ding van hom, en hy preek iets van ons kan nie terugdraai nie. En hy aan toe besluit ek kan nie terugdraai nie hoor. Ja, ek het na hy geval, ek het na hy mistakes gemaak, maar hy was my ontmoeting met die Here op social media, yes. voor 'n TV, en nou verstaan mense nie hoekom doen ons dit goed op social media. Dis as 'n jong man wat 'n klein Gino, 'n toekomstige Gino wat sit voor 'n TV elke aand en sermons afskrywe. As 'n jong dogtertjie wat daar lê in haar kamer met 'n gebroke hart, wat scroll op TikTok, en nou kom sy op 'n video af, soos ek op video's moes afgekom het. So ek sal sê, my eerste ontmoeting met die Here was op die internet. My eerste ontmoeting met die Here was Stephen Furtick, terwyl ek alleen sit in my voorhuis, met trane op 'n blaai. Die ink kon nie meer werk, die blaai was halfpad stukken van die trane. So hy was my eerste ontmoeting met die Here. Sê my, jy kom, hoe lang kom jy nou aan? Hoe lang kom jy nou aan? Wat was die ouderdom gewees by jou hart vir die Here gegee het? Op watte ouderdom? Of ek het my hart vir die Here gegee op die ouderdom van 17. So ek is nie lank bekeer nie. Ek is 19 nou, so ek is 2 jaar bekeer. Ek het die Here geken van kleins af, ek is opgegroei in 'n huishoud, in 'n familie. My hele familie is amper leiers. My ma se diaken, my pa se evangelis, my auntie se pastoor, my oompie se apostel. So ek het apostels en pastore rondom my gehad. But ek was nie in die Here nie. So ek het my hart 2 jaar gelede vir die Here gegee. So ek is nou 2 jaar, en vir mense is dit asof ek 15 jaar is, want ek klink soos 'n groot oom. Ja, maar ek is mature. Ek is 2 jaar nou in die sak. Die rolmodel is basis in jou huis, en jy kon feed van dit af. En soos jy sê, jou ma, jou auntie, jou pa. En wat ek wil ook aangeraak het is, ek dink 'n jaar of 2 terug, ek is 100% seker, recall ek dat daar was gesê, like baie mense post gesê op Facebook, Calvin hy se hoofseun, sy headboy. En dis die eerste keer wat ek nou sien,
Althans wat ek kan onthou, ek wil nie sê die eerste keer wat ek sien, wat ek kan onthou, dat mense van Hellenville, die hoofseun, of die hoofseun van Gavin High, like sê soos hy, like ek, dit was like hoe kan ek sê, dit was 'n groot prestasie geweest, because baie mense was bly geweest, en baie mense het melding gemaak, en gesê hoe trots hulle op jou is. Sê my, hoe was hy experience geweest, hy hele experience, hy hele gedoente? Ek dank die Here vir my ma eerstens. So, ten spyte van wat aangegaan het, was sy altyd die een wat gesê het, kykie, bly nederig. Because jy kan, soos koning Nebukadnezar nie. Bybel sê hierdie man het gesit en geëet. Hy was 'n koning. Hy het goue koppies en goue pierings en alle goedigheid. Maar op 'n dag kry iemand 'n droom en hulle sê die Here skryf teen die muur en hulle soek 'n uitlegging. En die Here gaan half en Daniel kom en hy lees 'n uitlegging en hy sê ek het jou op 'n weegskaal gesit en hier's te lig gevind. So my ma het altyd vir my gesê bly nederig. Because wanneer in hoogmoed lê jy val, na hoogmoed kom jy val. So ek dank die Here, die experience vir my was nice geweest. Because wie sou dink dat 'n Katanga naar 'n hoofseun sal word van Gamdale Hoërskool? Wie kon dit dink hoof? Wie kon dink 'n Khalid Evans kon hoofseun word by 'n skool? Hoof, daar was nog nooit, nie dat ek van seker 20 jaar gelede, maar in die history van Katanga was daar nog nooit 'n Katanga naar hoofseun by Gamdale Hoërskool. En wanneer ek praat van Katanganar, praat ek van Engels Katanganar. Ons is mos Afrikaanse, daar was nog nooit Afrikaans Khalid Katanganar by Gamdale Hoërskool nie. En is net die Here wat dit vir my kon moontlik maak. Definitief. Is net die Here. So die experience was nice. Was nice, ek kan dit glo. Wat maak dat jy elke oggend opstaan? Wat motiveer Georgino? Wat gee hom hy vuur om elke dag te bly staande? Elke dag te voel hy wil lewe, om elke dag te voel hy wil 'n boodskap uitstuur vir mense wat dit nodig het. Of my ma, jy weet, toe COVID inkom, kry almal in die huis COVID behalwe ek. En my ma lê in die kamer en my ma is positief. En ek moes aan die voorhuis lê, ek moes lewe soos 'n hond because ek kon nie aan my ma raak nie. En my ma lê in die kamer en ek kon duidelik hoor hoe haar my ma asem. Ons almal het geweet my ma gaan dood nou, verstaan jy? En ek lê in die voorhuis en ek smeek die Here. Ek sê Here, as ek kan laat my ma lewe, as jy haar nou kan aanraak, sal ek elke dag van my lewe sal ek toewy aan jou hoof. En ek hoor hoe haar my ma asem, sy gebruik 'n pak, jy kan hoor die doodgorrel is hierso. En ek sê Here, jy het my nog nooit gefaal nie. Jy gaan my ook nie nou faal nie. Verstaan jy? En dit is die rede hoekom ek opstaan in die oggende van God het my nog nooit gefaal nie. God het miskien mense uit my lewe uitkom haal, maar God het my nog nooit gefaal nie. God het miskien deure toegemaak wat ek nie nou nodig het nie, maar God het my nog nooit gefaal nie. Because die aand toe ek hom vra om my ma se lewe te spaar, het hy dit gespaar. En ek staan op my belofte, ek gaan jou dien, kom hoor. So dit gaan nie meer oor my nie. Ja. Paulus sê, dit gaan nie meer oor Paulus nie, ek lewe nie meer nie, maar dit is Jesus Christus. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor hoe ek voel nie, hoe ek nou voel, ek wil opstaan of nie. Iemand nodig die woord, iemand nodig Jesus, iemand moet hoor dat daar is nog 'n God wat jou omstandighede kan verander. Dit gaan nie meer oor my nie, hoof. So, wat ek voel, dit gaan nie oor wat ek voel nie. Dit gaan oor wat ek weet. Ek weet as ek nou opstaan nie, is daar 'n jong dame wat verkragt word. Yes. En sy kan selfmoord pleeg. Ek weet as ek nou 'n video maak, ek weet as ek nou die mandaat uitvoer, is daar iemand wat kan seer kry, is daar iemand wat die hemelse poorte kan misloop en dan sy bloed op my hande. So dit gaan nie oor wat ek voel nie, hoof. Is wat ek weet. Is wat ek weet. Hoof. Dis wat ek weet. Dis wat jy weet. Dis wat ek weet. Dis wat ek weet. Wat ek ook wil aangehaal het is, soos jy mention, is wat jy weet. Here jou uitgeroep. Jy het geweet, een oomblik toe weet jy, dis wat jy moet doen. Dit is die werk wat die Here vir jou gekies het. Sê my as 'n jong man wat bekeer is en wat die werke van die Here doen, jy doen die Here se werke. Dit is wie jy doen.
werk jy vir jouself, jy werk vir God. Vir God, ja. Sê my die uitdagings. Kyk, jy's so jong man. Die uitdagings van die lewe is hard. Ons ken nie rondom het gaan nie. As nou two ways about it. Soos die Engels sê, as jy two ways about it. Dis 'n ongoing challenge. Dit sal altyd 'n uitdaging wees. Maar nou sê hoe ons dit wil fyn kam, mooi kam, oulik kam nie. Dit is hoe dit is. Ja. Dis die realiteit Ja. in die wêreld wat ons in lewe. Kyk jy vir 'n jong man wat by die Here is. Ek glo steeds as baie uitdagings. Like ek assume so. As baie. Regtig. Especially as ek kyk na jou. Wat jy doen is mooi. Kyk, die duiwel lyk mos nie mooi dinge nie. Ons almal weet dit. Ons almal dra kennis van dit. Hy lyk die mooi dinge. Jy doen iets baie besonders, baie pragtig. Verstaan jy? En dit vat iemand baie spesiaal om te kan doen wat jy doen. Jy weet dit dalk. Miskien hoor jy dit dalk nie genoeg nie, maar ek sê nou vir vandag, dit vat iets baie spesiaal om so consistent te wees, om so resilient te wees en om so motivating te wees soos jy. Verstaan jy? Dit vat iets in jou. Daar moet iets in jou baie sterk brand vir jou om consistency te hê. En as ek so na jou kyk, né? Like ek sê 'n jaar terug het ek ons gaan definitief daarin raak. Het ek op jou TikTok channel afgekom en gaan deur jou video's gaan en ek sien werk wat julle doen. En ek kyk. En ek kon daai 'n jaar of so mos terug, jy mos nou was jy in matriek gewees. Ja. Man is nog jong, maar nou is jy eie Samsung maar gemaak en ek sê is goed man. En ek bly toe. Ek wil nog ek wil aanhou gaan kyk. Ek sê jou nou en dan kom my views op die for you page op. Ek gaan soek. Ek dink jy die man is stil man. As dan nie consistency nie, dan moet jy afsoek as jy baie keer aan leer. Dan maar kom niks op nie. Ja, ek gaan kyk. Dan kyk ek op die page en dan sien ek die man is besig met hy consistency, met hy werk wat hulle doen. Hoe try jy om veg te bly van al die challenges af van die vlees van wat daar buite kan aangaan? Ek sal sê as jy met van try om weg te bly nie. Jy sien Jesus maak dit so simpel, hy sê resist the devil and he shall flee. Of uitdagings nommer 1 vroumense, meisies. Meisies. Die duiwel weet dat 'n man se val, 'n koninkryk se bou of 'n koninkryk se val lê in die meisies. Verstaan jy kry as in ons in. Die Bybel sê en Dawid het geloop en toe Dawid kyk in die tuin, toe sien hy hierdie vrou raak. Toe begeer hy hierdie vrou. Die Bybel sê en Dawid was weer in die veld gewees. Op 'n tweede geleentheid is Dawid in die veld en hierdie vrou se man sterwe. En Dawid begeer hierdie vrou. So ons moet dit kan resist. Jy sien, wanneer jy in die Here is 'n spesifieke, as 'n tipe anointing oor jou lewe. Verstaan jy? En baie kere, daarom sê ek is dankbaar vir my ma. My ma leer my hierdie ding, sy sê baie kere as hulle een sê attracted aan jou nie, dit is wat jy dra. Dis die anointing, hulle het gehoor, die man kan. Hulle kyk nie na my nie of hulle kyk na hierdie anointing. So wanneer ek in aanraking kom met 'n meisie, die eerste uitdaging, wanneer ek in aanraking kom met 'n meisie, ek kyk eers wat nodig sy. Ek probeer jou opsom, wie is jy, wat nodig het. So automatically soek jy nie vir my nie, daar is 'n tipe salwing wat jy nodig het, wat 'n area in jou lewe kan regmaak. Verstaan jy? So hy is uitdaging, man van die Here. Die Here het mooi mense gemaak. Die Here het mooi mense gemaak. Verstaan jy ook? But we must ons moet hulle like Jesus. Nog 'n ding is uitdagings is minagting. Yes. Ons as jong manne word baie minag. Hulle ons word baie minag. So hoe resist jy dat glo in jouself? Glo in God.
Jy weet wat jy weet. Yes, yes. Jy ken jouself so. Dit maak nie saak hoeveel keer mense jou wil afdruk. Jy ken vir Jesus. Mense, en hy is die ding wat ons het, man van die Here. Ons het, hy dink dat, nee. Hulle sê, Doukie is nog klein, wat weet hy? Wel, die gees is nie klein nie. Yes, yes. Die Bybel sê, die gees van God is God homself. So as die gees van God oor enige ene kom, man van die Here, hy gees het die ability om hy persoon 1000 jaar oud te maak. Ja. Want in die begin was die woord, en die woord was by God. Die boeke van Genesis sê so mooi, in die begin was die aarde verwoes, en die gees van God het gesweef oor die waters. So die gees van God was daar in die begin, miljoene jaar gelede, 1000 jaar gelede. Die gees van God was daar, so nou kom die gees van God in die tyd, en nou min ag jy die jong man. So ons deel met baie dinge, maar hoe? Ons resist dit. Ons bied net weerstand. Ek hoef nie uit te gaan en jou te gaan beklei nie. Nee, ek kan nie beklei nie. Verstaan nie? Ek hoef nie uit te gaan nie. Ja. Ek bly stil en ek laat God sy werk doen. Because keer op keer dan gaan ons uit en ons doen God se werk vir hom en dan los God. Dan laat hy toe dat die seer kry. So ek resist hom. Ons resist. Ons resist. Die beste medisyne. Die key is resistance. Resistance. Laat God self die werk doen. Sisters, resistance. Resistance. Is moeilik soms, maar resistance. Resistance. Ja, ons sal nie, soos Hofman gesê het, ons probeer nie, ons try nie, ons resistance. Die Here, die duiwel kom by Jesus en hy sê, as jy die seun van God is, verander hierdie klippe in brood, temptation. Hy vat hom na die hoogste pinnacle toe en hy sê, as jy vir my bou en dan gaan ek van jou, ek gaan vir jou al hierdie dinge gee en al die temptations. Verstaan jy my hoof? So, baie kere word ons, maar Jesus het vir elke ding 'n antwoord gegee. Hy het gesê, nee, ons sal nie net lewe van brood en water, maar van elke woord. Hy sê vir Jesus later aan, hy sê, gooi jouself van hierdie ding af, die engele gaan ons help. Jesus sê vir hom, nee, 'n mens stem nie God nie. Jesus antwoord hom weer waar hy sê, worship my. Jesus sê, we shall worship no other God. So in alle tye, die enigste hoe jy jouself kan guard is deur die woord. Want in die begin was die woord. In die begin was die woord. So om onsself te keer, om onsself te cover, om te resist, nodig jy die woord. Jy moet jou ken lekker mondig hou, jong, as dit kom by die woord. So jy moet hom altyd hê. Als het Psalm 23 wat jy het in jou gedagtes. Enige ding wat op jou pad kom, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Ja. Maar niemand, hy's 'n powerful ding, hy hoef, maar ons resist. Ons resist. Sisters, ek sê weer, ons resist. Ons resist. Is moeilik, maar ons resist. En ja, die Here het geskape mense. Die Here het geskape krag. God het geskape eerlikwaar, jong. Ons kan sy handewerk sien gereeld op 'n daaglikse basis. Hofman laat ons nie van die pad af dwaal nie. Ons bly nie pad. Orde. Sê my, wat sal Georgino vir Georgino se self sê? As Georgino se self geweet het wat Georgino vandag is. 4 jaar, 5 jaar terug. Wat sou Georgino vir Georgino se self gesê dat hy dit? Stel ek dit reg? Ja, jy stel dit reg. Stel dit reg. As ek kon nou terug gaan en praat met myself uit. Vir 'n 17-jarige Georgino. 'n 16-jarige Georgino. Ek sou vir hom sê, hou op probeer om in te vat. Onthou, ek was as 'n jong man baie depressed geweest. Yes. Ek weet, om op te groei, jou pa is daar en al hy nie, maar julle bly nie in een huisie. Yes. En dat het baie kere my beïnvloed, verstaan nie, dat het my baie seer gemaak, because ek is baie gek aan my pa, ek is baie lief vir my pa, maar net die gedagte om nie meer om te kan bly nie, het my baie seer gemaak. Verstaan nie, en net om te kyk hoe my ma moes hard werk vir my, verstaan nie, net om te kyk hoe sy moes sweet vir my, dat het my laat alleen voel, verstaan nie, dat het 'n baie diepe verlange in my ingeskep. So as ek kon teruggaan,
So ek vir hom sê, moenie worry nie. Eventually gaan almal jou ken. Eventually jy gaan belangrik is in iemand se lewe. Daar is iemand wat jou woord gaan nodig het. So vir nou, moenie worry nie, jy word nie nou gesien nie, is fyn. Jy word nie nou genooi na vriendekringe toe en gatherings toe nie, is fyn. Jy vat nie nou in nie, is fyn. Oor 2 jaar, oor 3 jaar, gaan jy sien wat die Here vir jou gaan kom doen. So ek sou teruggaan. En ek sou hom net sê dat ek is hier om net vir jou uit te sê dat dinge gaan uitwerk. Dinge gaan uitwerk. Dinge gaan uitwerk. Ook jou vriend, jou goeie vriend mention, ek het hom nog nie ontmoet nie. Kieks. Groot naam, Uister. Ek glo in jou. Come on, Kieks. Ek glo in jou, Kieks. Sons of Nazareth. Ja, Sons of Nazareth. Gerook, man. Ek was baie depressed. So ek weer om te rook, man. Verstaan nie? My klomp dinge nie. Ek was al in die wêreld. Of man het gelewe. Wat man het gelewe. Terug vir part 2 op Big Name Media. Saam met the one and only. Like, Here, waar is jy? Verstaan nie? Ek vra dan. My kom diere vir ander mense. Verstaan nie? Like, wat doen ek verkeerd? Hy nie wil diere kom vir my. En gebed loop saam. Ek dink julle hoor my nie. Ek dink geduld en gebed loop die weg by duiwel en die sitte Emma so. En kry wat? My wil. Jy ook. Was my nog voor die duiwel onnodige krediet gee, man. Halleluja.